Het jy al ooit gewonder hoe maane rondom planete vorm? So daar's geweldig baie teorieë daar buite wat probeer om dit te verduidelik. En een teorie wat ons almal min of meer oor saamstem, is dat maane word gewoonlik gevorm deur 'n klomp ruimterots wat afgebreek word van 'n planeet wanneer daar 'n asteroïde of 'n komeet impak was op daardie planeet. En dan vorm daardie ruimterots so 'n skuif rondom daardie planeet. Maar nou die groot vraag is, hoe vorm daar maane uit hierdie skuif van ruimterots? So ek het 'n vinnige simulasie aan mekaar geslaan om dit vir jou te verduidelik. Laat weet my in die kommentaar of jy daarvan hou en wat jou gedagtes is rondom hierdie maanformasie en of dit vir jou sin maak. Ons kyk nou hier na die simulasie van hoe hierdie maane moontlik gevorm word. En om dit te doen, bou ons 'n 3-dimensionele boks in die ruimte en ons sit 'n blou planeet in die middel van daardie boks en ons sit in 'n skuifvorm der duisende ruimterotse wat dan om hierdie planeet wentel. En die enigste effekte wat in hierdie simulasie ingeprogrammeer is maar die gravitasie-effekte tussen die rotse self wanneer hulle bots en die gravitasie-effekte tussen die rotse en die planeet. So wanneer 'n mens nou hierdie simulasie begin, dan sien ons, soos wat ons verwag, dat hierdie ruimterotse roteer of wentel rondom die planeet. Hulle word ook as dit ware ingesuig na die planeet self toe, wat beteken dat daar gaan baie meer botsings van hierdie rotse plaasvind naby aan die planeet, omdat daar fisies net baie meer rotse in daardie omgewing is. En hang af van watse tipe botsings plaasvind. Dit kan of 'n botsing wees waar hulle weg van mekaar af bons, of saamgepers word. En as al genoeg tyd verbygaan, dan sal daar baie saamgepers word wat dan nou hierdie rooi maane wys, soos wat hulle nou aangedui word in hierdie simulasie. As ons hierdie einste simulasie van bo af kyk, dan sien ons baie dieselfde gebeur net uit 'n ander perspektief uit. Ons het al hierdie ruimterotse wat as gevolg van gravitasie rondom hierdie planeet wentel. As al genoeg botsings plaasvind naby aan die planeet self en hulle plak vas aan mekaar, hierdie klomp rotse, dan vorm hulle op die ou einde hierdie 4 rooi maane, soos aangetoon in die simulasie. En moontlik wat kan gebeur is dat hierdie 4 maane kan ook nou weer saamgepers word met botsings, wat dan nou een groot maan moontlik kan veroorsaak, presies soos wat ons op die aarde sien met sy een groot maan.